Goeiemôre geliefdes. Dit is nou 'n jaar dat ons in hierdie unieke en uitdagende tye is. En ons is ook baie dankbaar hoe die Here ons gedra het. So ek gaan begin deur vir ons 'n gebed te doen. Onse Vader, dankie dat U ons gedra het in hierdie jaar. Dat U ons styf vasgehou het. Ons wil U uit ons hart dankie sê. Baie van ons het nie eens siek geraak nie. En baie wat wel positief getoets het, het U deurgedra. En ek ervaar U troos die wat geliefdes verloor het. Maar as U in die jaar ons kon dra, weet ons kan U vertrou ook vir die nuwe jaar. U is ons Here, U wil ons ook op die pad vorentoe neem. In die krag van die Heilige Gees. Die kerk op pad vorentoe. Ook na krisistye bring U altyd weer nuwe gelykpaaie. U is ons Here en ons het U lief. Amen. Ons is nou ook kort voor die Paastyd. Wêreldwyd is die kinders van die Here ook besig om gereed te maak vir Goeie Vrydag en Paasondag. Ons is al die afgelope paar Sondae besig met 'n reeks oor ontmoetings wat die Here Jesus gehad het met ander. Ons gaan ook die donderdag aand voor Goeie Vrydag, dit is die 1 April, gaan ons nagmaal hou. Dit gaan 'n buitediens wees en ons wil wel vra dat u eie brood en wyn, die elemente van die nagmaal self saambring en stoele. Die afkondigings word aan u elektronies ook gestuur, maar ons wil nou al vir u uitnooi om die donderdag aand voor die Goeie Vrydag, dat ons ook saamkom om saam die sterwe van ons Here te gedenk. 'n Autobiografie. 'n Autobiografie is 'n interessante verhaal om te lees. 'n Boeiende verhaal om te lees. 'n Autobiografie is die lewensverhaal van iemand. Gewoonlik bekende mense. So 'n dokumentêre geskrewe boek oor iemand se lewenspad. Dink maar byvoorbeeld sommer net aan Nelson Mandela se autobiografie, Long Walk to Freedom. Gewoonlik is dit iemand wat dit opskryf, so dis nie die persoon oor wie die biografie gaan wat dit self skryf nie, maar iemand anders wat dit vir hom skryf, sy pad wat hy geloop het. Ek gaan wil graag vir u vanoggend ook so 'n autobiografie vertel. 'n Lewensverhaal. Die naam van die autobiografie is Die Rots. Die Rots. Op die eerste bladsy begin die geskiedskrywing by die see van Galilea. Daar is 'n handjievol manne daar besig by hulle bote en hulle nette, die visse. Dit is 'n pragtige vroegoggend, die son gooi goue strale oor die windstil see. En die brandertjies klots hier teen die sand hier voor hulle waar hulle besig is om die visse skoon te maak. Hulle is goed geboude forsmanne. Een is buitengewoon sterk gebou. Dis van die nette wat hulle van die skuit af ingooi en dan weer met visse intrek, dat hulle ook in hulle skouers so sterk is. Forsgeboude manne, jong manne.
Dan kom daar 'n man by hulle aangestap. En die man kyk na die groot visser. En hy sê vir hom, ek wil vir jou 'n bynaam gee. Die rots. Die rots. En dan sê hy vir hom, volg my. Wees my disipel en loop in my spore. Ek wil jou 'n visser van mense maak. En dan begin die biografie ontplooi en ontwikkel. Mens kan eintlik nie hierdie verhaal neersit soos wat jy dit verder lees nie. Dit is 'n dramatiese verhaal. En dis 'n spanningsverhaal wat ook opbou. Jy wil net aanhou lees en lees oor wat gebeur. Die man, die rots, was 'n impulsiewe man. Hy was 'n vurige man. 'n Bietjie van 'n ekstrovert. 'n Waagmoedige man en hy praat gewoonlik baie en praat eerste. Die pad, maar daar is ook 'n paar 11 ander wat hy kies om saam met die man te loop. Hulle pad verder aan. Een nag het die man in 'n storm na hulle toe aangeloop gekom op die see, en hierdie rotsman, impulsiewe man, hy vra sommer of hy ook op die water kan loop, en hy is daar oor die boot en daar gaan hy, loop hy op die water. 'n Ander keer het die man vir hulle gevra, maar wie dink julle is ek regtig? Toe sê die rots, u is die Messias, die Christus. Die man sê toe vir hulle, dit is ek, die beloofde Messias. Maar om die Messias van die wêreld te wees, moet ek my lewe gee. Toe sê die rots vir hom, u sal nooit sterwe nie. Ons sal dit nie toelaat nie. Toe val daar harde woorde tussen die man en die rots. En so ontwikkel die verhaal van die rots. Dit bou op na 'n klimaks. Jy voel dit aan. Daar gebeur wonderlike goeders en die man doen groot wonderwerke en duisende mense volg hom. Maar daar's baie weerstand en teenkanting. Jy hou aan lees want jy besef iets gaan uiteindelik in 'n klimaks moet gebeur. Dit kan nie maar net so aangaan nie. En so breek met die Paasnaweek in Jerusalem duisende mense saam uiteindelik die verskriklike nag aan. Die donderdagnacht. Hulle was saam die aand, die man en sy 12 disippels. Toe staan hy op en was hulle voete. Toe hy by die rots kom, sê die rots, u sal my voete nie was nie. Waarop hy vir hom sê, ek moet jou was. Daarvandaan af is hulle die nag in die tuin in. Die rots het die nag gevou. Die rots het daardie nag gekraak. Toe die man worstel, slaap die rots. Uiteindelik, laat daai nag, dit was koud die nag, baie koud. By 'n vuurtjie staan die man. En een van die meisies daar sê vir hom, jy soek een van sy volgelinge. Toe sê hy, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Die rots is toe daar weg. In die dokumentêr word net gesê hulle het hom hoor snik. Die man met die sterk bors en skouers ruk van die stuk. Hy's daar in die donker nag in.
Dit word nie vertel waar hy heen is nie. Die koue donker is hy in. Dit word nie vertel waar hy die Vrydag was nie. Miskien het hy in Getsemane gaan wegvlug, gaan wegkruip. Hy was nie by toe hulle die man die Vrydag gekruisig het nie. In die vertelling kry mens die idee dat hy wel die Saterdag by sy makkers weer uitgekom het. Met sy rooi gehuilde oë en sy worsteling en selfverwyte en skuldgevoelens. Sy eens forse skouers, 4 regop skouers wat hang. Want hy's 'n lafaard. Hy het volg sy Heer het hy in die rug gesteek. Die Sondagoggend kom een van die vroue wel daar by hulle aan en sê die graf is leeg. Die rots spring op en hy hardloop, en toe hy by die graf kom en ingaan sien hy net die linne. Dit het hom nog meer verwar. Nog groter onsekerheid gebring. Dat hy wat gesê het, hy ken hom nie, nou opgestaan het en lewe. En so voel dit vir hom asof hy gefaal het en misluk het. En loop hy met hierdie swaar hart van hom rond. Die Sondag. Die aand verskyn die man aan hulle. Die Maandag en die Dinsdag was maar weer worsteltye. Hy kan net nie vrede maak. En hy voel so skuldig. Die volgende Sondag aand was hulle weer saam. 11 van hulle, Thomas, was by. Toe kom die man weer en hy wys vir hulle die merke. Maar die volgende dag, dit al so onwerklik, en tog is daar ook die werklikheid. Besluit die rots en hy sê vir die ander, hy gaan teruggaan na die see van Galilea, teruggaan na die ou visserlewe. Hierdie 3 jaar was uiteindelik een groot gemors. Dit het hom stikkend gemaak. En hy wil teruggaan, terug na die see van Galilea, na die bote, die nette en die visse. Dis asof mens skielik in die dokumentêre autobiografie weer op bladsy 1 is. Die groot visser. Daai Saterdag aand is hulle op die bootjies uit. Vang in die nag, daai nag vang hulle niks. Toe die son rooi breek oor die see van Galilea, roep daar van die strand af 'n man, die man roep hy na hulle en vra, het julle iets gevang? Het julle nie bietjie kos nie? Dan antwoord hulle, ons het niks gevang. Dan skreeu hy vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit. Hulle doen dit wel. En die net word vol, heeltemal te vol. 153 visse, en tog skeer die net nie. Die geliefde disipel en vriend sê vir hom, dit is die Heer. Dit is die Heer. En dan spring hierdie impulsiewe man weer oor die boot en die boeg in die see in. 200 meter. Hy swem stukke. Later kan hy op die sand trap en ploeter hy deur die water en val hy voor die man op die strand neer. Dan is daar 'n vuurtjie met brood en vis. Waar die man dit gekry het, word nie vertel in die biografie nie. Hy sê vir hulle, kom eet, ek het vir julle kos, laat ons saam kan kuier.
Hulle het hom nie verwag daar op die strand nie. En omdat hulle hom nie verwag het nie, het hulle hom ook nie eers erken nie. Dit was maar 'n stil ete, hulle praat nie baie nie. Dan draai die man na die rots, kyk hom in die oë soos daar die eerste dag. En vra vir hom, het jy my lief? Het jy wat my verloon het jy my regtig lief? Toe huil die rots weer. En so deur sy trane prewel hy, ek het u lief. Ek het u baie lief. En toe sê die man weer vir hom, volg my. Jy moet 'n visser van mense wees, soos in die begin van die verhaal. En die man begin aanstryk, en die rots stap agter hom aan, en die ander in sy spore. Toe sê hy vir hom, hulle gaan jou eendag vasbind, en gaan hulle jou kruisig. Daarvandaan af is hulle wel terug Jerusalem toe. Die donderdag het hy gesê hy wil hulle by die Olyfberg hê. En toe het hy hulle gegroet. Dit het die rots tog nog baie laat wonder oor alles wat gebeur het. Hy het baie gedink oor al die dinge. Die wonder dat hy hom weer kom opsoek het. En hom herstel het weer. Die Saterdagnag het 'n rukwind, 'n baie sterk stormwind Jerusalem geskud. 4 tonge gekom, daar waar hulle saam was, in een van die vroue se huis. Daar was baie mense, loofhuttefees, baie ook van ander lande in Jerusalem. 50 dae was dit, nadat hulle hom gekruisig het. En toe staan die rots op. Hierdie keer weer regop met sy 4 skouers. Soliede man, 'n nuwe man, die rots. En hy praat met hulle oor wat hier aan die gebeur is. En hy sê vir hulle, die man wat gekruisig is die Christus. Sy woorde is kragtig in die krag van die Gees, gesalfde woorde, 3000 mense kom tot bekering. Die rots is nou gevul met die Heilige Gees. Hulle bring siekes na hom en wondergenesings vind plaas. Die Gees dring hom en saam met hom Johannes en die ander, en hulle begin met 'n beweging, die grootste beweging van alle tye, die beweging van die kerk. Kort voorlank sou Paulus ook by hulle aansluit. Die beweging binne 30 jaar in Rome. Die koninkryk van die man. Hy, die rots, word 'n fundamentleer van die beweging. Toe kruisig hulle hom onderste bo in Rome. So eindig die autobiografie van die rots. Daar is, geliefdes, 'n lied, 'n gospelliedjie, koortjie. Ek ken dit baie diep, haal hy my uit. Baie diep, haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep, haal hy my uit. Die koortjie word dikwels saam met Psalm 23, die Here is my herder, gebruik. Die herder wat
het eens vir die man gesê het, pas my skape op, laat my lammers lei. Baie diep het hy die rots uitgehaal, en weer 'n fors man gemaak tot sy eer. Miskien voel jy ook vandag of jy in die modder is. Hy wil jou uithaal, soos vir Petrus, en weer laat staan op ewige rots. Jy ken mos die lied, die koortjie, baie diep, lei my uit. Omdat dit in jou lewe al so gebeur het, dat hy jou nooit sal los, nie maar weer kom optel. Die man, Jesus, die Christus. Jy so oomblik, sommer net stil wees. Here Jesus, dankie dat U vir Petrus vergewe het. En dat U ook so met ons werk. U soek ons maar altyd weer op. Ons vra ook opnuut. Laat ons staan op die hoogtes. Ons